90.5. By Weekstar Vibes is dit altyd lekker om nuwe musiek te luister. Dit is altyd lekker om te hoor waarheen die musiek ons vat en is nog lekkerder as hierdie musiek ons 'n bietjie oor die waters vat, maar ook 'n stukkie van huis kan hê. Vanaand saam met my as deel van Bietjie Baie gesels ek met Joshua oor hulle nuutste enkelsnit On My Way en dan in hakkies Back Home. Verskriklik excited daaroor want nie net is daar musiek nie, daar's musiekvideo's, daar is stories en daar is staaltjies. So Joshua, hoe gaan dit? Gaan baie goed, dankie. Baie goed te wees. Lekker man. Hoorie so, ek moet eers begin, bietjie by die begin is die eerste keer wat ek en jy gesels, ook die eerste keer wat jy op my show is. So, ek wil eers bietjie terug in tyd gaan voordat ons praat oor bietjie baie, voordat ons praat oor die nuwe song. Waar is hierdie liefde van musiek wat gebroei vir jou? Ek sien soos, want hierdie is ook 'n lekker zoom, so ons gaan dit op YouTube kan kyk. Daar's gitare teen daai muur vasgeplak. Was dit daai gitare al kleiner gewees vir Mini Joshua? Nee, ek het eintlik begin toe ek dink 13 jaar oud was. Toe het ek vir my pa gevra om vir my 'n Spaanse gitaar te koop en dit het daar begin. So met dit ook, ek wil nogals, nou gaan nie vir jou sê, teken jou familiestamboom in terme van waar jy is, waar hulle vandaan kom nie, maar jou familie is ook wyd verspreid. Jy het roots hierso in Suid-Afrika, jy is op die oomblik in die Nederland. Vertel vir my, hoe het daai shift gewerk vir jou? So, my ma kom uit Warmbad uit, Bella. Lekker. My pa kom uit Stellenbosch uit, by Lady Smith, daar ook. En my pa en my ma, hulle het mekaar daar so ontmoet. En hulle het getrek hierso toe, saam met my boetie en my sussie. En toe die plan was om hierso vir net 2 jaar te bly, want my pa het al familie gehad in Holland. En ons het net hierso gebly. Ek was toe ook nadat hulle getrek was, het die surprise gekom van ek was hierso gebore. En ons het hulle het besluit om hierso te bly en ons het heen en weer gegaan. En dit is so 'n bietjie die storie. Dit is amazing, want ek voel hierdie is al klaar soos hoofstuk 1 van jou bio, whether it is dat jy 'n film van jou lewe gaan doen, 'n kort film of 'n boek skryf. Asseblief nie 'n boek skryf nie, ek kan lees, wag nou eers, net nou sê ek kan nie lees nie. Ek kan lees, ek hou nie van lees nie. So ek is een van daai mense, I don't read the book, I watch the movie. So, maar dit is so lekker, en dit is ook baie mooi om te kan sien, ons daai stukkie Afrikaans wat ook nog saam met die familie getrek het. Hoe was dit vir jou om te weet, luister hierso, ek is besig om 'n taal te praat in 'n land wat mense nie eintlik wil hê ek moet praat nie? Ja, so jy weet, ek is twee kulture opgevoed. Op die skole was dit Hollands en by die huis was dit Afrikaans. En ek is vloeiend in beide tale, so as daar ooit probleme kom, dan kan ek switch. En ja, nee, dit was nogal, het het gekom met sy verwarrings natuurlik, want where do you belong? Jy weet, is jy nou Hollander, is jy Afrikaner, en ek het uitgekom op die decision dat die in-between ook 'n land is, waar jy kan wees. 100%. Ek love dit. En ek hou ook daarvan, soos ek meer van julle gelees het jy ook gesê, dit is 'n buitelander in beide lande. En I kind of get that, want jy probeer oral se inpas, jy kom kuier vir familie hierso, maar daar's nog steeds daai stukkie Nederland wat saam met jou kom. Jy gaan Nederland toe, daar's 'n stukkie Suid-Afrika wat saam met jou trek. Het dit baie gevoel of sê net maar gewig gedra in die manier hoe jy musiek skryf, en of het dit enigstens jou storie en jou ervarings beïnvloed oor wat jy skryf? Seker. Jy ek dink dat identity 'n groot ding is in die lirieke, en waar is jou huis, en
net terwyl ons het begin skryf het, ons het met die musiek begin en toe die tekste kom, ek kom so agter so 4 liedjies in, het ek agtergekom, dit gaan nogals baie oor identity en waar's jou home in 'n funny jacket en so ja, dit het 'n groot rol gespeel seker. So as mense nou praat oor die identiteit in jou musiek, het jy toe daai identiteit gevind binne jou of is dit nog steeds 'n ongoing journey om te sê luister, ek weet min of meer wie ek is wanneer dit kom by my stories, maar ek gaan nog kyk waarheen ek gaan. Ek dink die basis is al klaar daar. Dit was 'n lang journey, maar ek het die stasie gekry. Maar wat jy sê, dit is altyd iets wat bly unfold. Met al die shows wat jy doen en die stappe wat jy maak, die stappe wat ons maak en die keuses wat ons maak in die musiek. Dit vat ons die hele tyd 'n paar stappies verder in die journey van discovering more wat nog verder op die horison is. Nou, ek hou van die paar stappies. Ek gaan wel jou op die spot sit vir 'n paar woorde. As jy nie net jou musiek en jou identiteit nie, maar bietjie baie moet beskryf in terme van woorde. Wat sal so 3 wees wat julle musiek nogals baie mooi opsom? Cool kan een wees van my kant af, so dis 'n bonuspunt want ek love it. Okay. Ek sal daai in saamvat, dankie. Heritage is 'n groot een. Respect. Respect. Want ons maak die musiek wat ons maak, daar's baie invloede af van Amadou Blackey, van die Soweto musiek en dis nie iets wat ons claim nie, jy weet, maar ons wil daarin ons wil ons respek daarin toon, so ek dink respek sal 'n groot een wees en net happiness. Dit is die boublokke en fondasie van musiek wat regtig nie net lewens verander nie, maar lewens raak en relevant bly, want ek dink nie dit is net kunstenaars wat hulle identiteit soek nie. Ek dink ons soek ook 'n identiteit. Ons wil ook gerespekteer voel in ons musiek en ja, ons wil ook net gelukkig wees. Ons wil met 'n smile van die werk af loop en musiek kan sit. Ons wil partykeer, nie altyd nie, maar partykeer net so 1 of 2 hartseer songs speel dat ons die energie kan uitkry en dan aanbeweeg na die volgende dag toe. Maar ek wil graag aanbeweeg na die nuwe tune toe On My Way en dan Back Home. So dit is al klaar waar Heritage duidelik daarso in neon color staan. So hierdie het 'n gevoel van daai happiness, bietjie van 'n ligte emotion, maar ook emosioneel en diep, but also relevant. So hoe het hierdie balans by bietjie baie uitgekom om On My Way Back Home te skryf? En die liedjies wat ons het begin met as 'n groep het ons begin met die musiek en terwyl almal besig is met die musiek, was ek besig al met die storie in my kop en ek het geprobeer ek het dit maar net eers probeer discover wat wil ek sê en ek het dit soos 'n ek het die image gehad van 'n ou wat in 'n pub sit en maar net so baie bedroef sit en ek dink dat baie van ons al 'n keer in daai posisie was gewees. Volgens my, wat my ma van weet, nee meneer, my ma, ek was nog nooit waarvan praat jy, nee. Ekskuus maar. En jy weet en ek kon nie daai image shake nie. So ek het gedog, okay, wat's nou die backstory van hierdie ou?
en daar het die journey begin. En jy weet, as jy 'n storie skryf, dan kom jy snel agter alles wat een dimensie het, dit is al vinnig vertel, jy weet, en so die eerste dimensie was okay, die outlook van die ou in die pub is sad of is beaten, en ek het dieper gegraaf en nog dieper en toe kom en daar bou ons die blokkies van happiness en sadness en melancholy en waar jou die identity wat 'n ou soek, die comfort of home en die soektog, en kom ons gooi 'n bietjie sarcasm daarin, jy weet, en daar het ons maar net 'n bietjie loop en kook daarin. Ek hou nog ons van, soos wat ons nou net gesê het, sorry ma, my ma het my nou net gebel. It's asof sy weet ons praat van haar, so moes ek haar dooddruk. Nou imagine gaga as jy jou ma se oproep dooddruk, wat net vir 'n mens wag vir as jy terugbel. So jy gaan vir moet jammer sê, dis nie ek nie. Maar weet nou, dis nou die tweede keer wat jy vir my ma jammer sê. Die volgende keer gaan jy vir hom chocolates koop. Maar ek hou, om terug te kom by die musiek, ek hou van, soos wat jy sê, die levels wat gebou word en die fases van emosies wat deurkom. Om bietjie te kom by die dynamics of the band, vertel my bietjie van hoe elkeen hulle perspektief in hierdie song ingekry het, want een se woorde moet vir iemand anderste ook iets beteken, want dis in general julle song, so they need to find relevance. So, ek dink die relevance kom in by die refrein waar ons net sing On My Way Back Home. En so daarin kan ons almal 'n insight in kry van ons is eintlik almal op soek na die way back home, of ons is al daar, jy weet, en ons het baie ander kulture in die band. Ons het mense uit Suriname, ons het mense uit Brasilië uit, ons het mense ook uit Holland uit en die Suid-Afrikaanse hoek uit, en almal bring 'n bietjie sy eie sousie in die musiek. Ja. En ook al kom ons almal uit ander hoeke uit van die wêreld, die moment waarop ons sing On My Way Back Home, almal saam, dan is dit asof ons almal op dieselfde bootjie is. Ja. Almal het 'n stukkie huis waarna hulle verlang in hierdie liedjie. Dis beautiful. En wat nog mooi is, dis nie net die audio en die musiek wat jy gee nie, dit is die visual representation ook. Soos dit, ek voel letterlik as mense na die musiekvideo kyk, dan dit wat jy hoor, kan jy sien, en dan saam is dit like a feeling in general. So vol energie, amazing visuals. Nou, as jy mens kyk na die thought process wat deurgaan, ek seker jy het 'n creative process verskryf, so hoe lyk dit om nou daai woorde in visuals te verander? Die visuals van die album art of van die video af? Albei. So die album art is gemaak deur die Braziliaanse ou wat die gitaar speel, en hy's 'n baie goeie vormgewer ook. Baie kreatief. Hy's ook baie beter in musiek maak as ek. Dis hoekom ek hom gevra het. Slim. Work smart, not hard. Yes. Sy naam is Hugo. En ek het hom gevra, so wat dink jy kan ons die beste doen vir die album art, en ons het net saam geduik in die ou jazz covers, en daar was 'n ou cover ergens van 'n ou Afrikaanse CD wat mense net sit en wyn drink en worsies eet, en ek het gesê maak net 'n bietjie so iets. Love it, wyn en worsies. Wat doen jy? Ek luister 'n bietjie baie met my wyn en worsies. En die video, ja,
so ons het baie shows gedoen en ons het agtergekom baie mense wil meer weet van ons, hulle wil meer hoor van ons en Yes. hulle het gevra waar kan ek julle vind op YouTube of Spotify en ek het gesê ons het 'n fokus op live nou. En maar die vraag het baie male teruggekom. En het ons net besluit, okay, kom ons gaan in die studio in. Ons vat een dag en ons rekord soveel as moontlik songs wat ons kan rekord, maar die essence van Bietjie Baie lê regtig in die live experience waarby jy die musiek kan deel Lekker. met jou bellies en jou familie uit. En so ek het gesê okay, ek wil die studio in, maar ek wil baie vriende van ons saam kry daarin en ek wil dit ordentlik film. So dit was 'n bietjie die thought process van die video af. So dit was net regtig soos 'n lekker get together saam met die mense wat Yes. jou ondersteun en wat jou hart bly maak. Maar met dit waar jy ook so persoonlik gegaan het in jou musiek en in jou visuals, moet mense balans kry tussen personal but relatable. So veral in 'n mens se liedjies, jy wil oor jou eie ervaring skryf, maar jy wil ook hê iemand moet 'n stukkie van hulle self daarin sien. So hoe vind jy ook daai balans om seker te maak ek is persoonlik en ek deel my hart en my storie, maar ek deel dit sodat jy ook antwoorde kan vind. Want ek kan nie skryf, ek kan brood en nee, ek kan niks eers met brood rym nie. So imagine gou as ek vir myself 'n liedjie moet skryf, so ek draai maar na jou toe want brood en nee, never mind, gaan maar aan. Daar's ook klaar 4 woorde, maar dit is 'n bietjie sad. Okay, maar, sien, dis die verskil tussen my en jou. Ekskuus, nog een keer die vraag. Die brood het my kop in 'n net. Ek het jou afgegooi met daai brood. Net daai personal but relatable, hoe jy nog steeds jou hart kan deel in jou musiek, maar hoe mense 'n stukkie van hulle self ook daarin kan vind. Ja, jy weet, ek het agtergekom as ek skryf, skryf close to home. Wees net jouself. Want as ek probeer skryf soos enige iemand anders, dan gaan dit maar net 'n cheap rip-off wees van iets. En solank ek die lirieke by myself hou en by die band hou, waarby ons almal 'n collective story kan kry, dan moet daar ergens in ieder geval een persoon op die wêreld wees wat daarmee kan relate. So ek dink die antwoord op jou vraag sou maar net simpelweg wees, ons probeer maar net onsself te wees daarin. Ons probeer nie iemand anders te wees nie of pretentious te wees nie daarin nie. Ons probeer maar net eerlik te wees en ja, ons het agtergekom baie mense het altyd 'n paar laagies van die paar raakvlakke. 100%. So met dit ook, soos wat jy praat oor persoonlike ervarings en jy probeer seker maak dat daar deur elke laagie geblaai word. Is daar enige nuwe persoonlike ervarings wat jy nou onlangs ervaar het wat jy gesê het, skryf hierdie neer want dis ons volgende song. Het daar tannie jou gegooi met 'n brood? Het jy 'n hele brood geëet maybe? Is daar enigiets te doen met brood? Of wat het in die lewe gebeur wat jy onlangs gesê het, okay, this needs to be a song? Wat het in die lewe gebeur wat needs to be a song? Ek weet nie. Ek skryf nie regtig nie oor spesifieke gebeurtenisse oor myself nie. Ek probeer regtig amper soos 'n movie wat afspeel in my kop. Ek probeer dit neer te sit en as ek vassit met 'n rigting, dan bring ek dit by die band en dan sê hulle van hoekom probeer jy nie dit nie? Sê ek nee, hoekom probeer jy nie dit nie? Sê ek ja, dis reg. En dan maak ons die storie saam, maar ek dink die volgende liedjie sal
So ek dink ons het nou liedjies geskryf oor Johannesburg, oor Cape Town, ons het 'n liedjie geskryf oor Bella Bella. En ek dink die volgende sal maar moet wees oor Pretoria. Ek dink so. Die beste ding is hierdie rooikop is in Pretoria. So as jy nou nie oor brood wil skryf nie, skryf ten minste oor haar tuislande hoor. Maar met dit gesê ook, soos jy gesê het, jy lewe vir die live performances. Wanneer 'n mens bietjie baie gaan kyk, wanneer 'n mens daai experience het, is daar iets wat jy graag wil hê iemand moet saam met hulle huis toe vat na daai show? Soos jy ken baie keer die ooms wat aan die kar sit en sê, dit was nou mooi. Maar hulle bedoel dit eintlik soos genuine, soos die beste compliment wat jy van 'n Afrikaanse oom kan kry. Dit was nou mooi. Dit was nou lekker. Yes. Wat die mense moet saamvat is, wat ek gemerk het is dat die styl wat ons doen, seker hierso in Holland, dis 'n bietjie niche. En dis so funny want ons het nou die liedjie uitgebring en daar kom nog baie ander liedjies ook uit. As mense dan na luister, dan sê hulle of hulle love dit, of hulle sê, dis nie my ding nie, maar dit klink alright. En die funny ding is, by elke show wat ons nou gedoen het hierdie jaar, daar is baie mense in die gehoor wat 'n kompleet ander styl het. Maar almal dans saam, almal sing saam, want daar is altyd 'n moment in die show waar dit eintlik nie meer draai om 'n musiek nie, maar dit gaan net om die gesamentlike energie wat in die happiness waarby mense saam sing. As ons die liedjie sing Back Home, jy weet die Weskaap staan daar in die lirieke, maar almal in die gehoor het hulle eie view van Ouma. So as hulle wegloop van die show, dan maak nie saak nie waar hulle vandaan kom nie, maak nie saak wat hulle eie smaak in musiek is nie. Hulle loop almal weg met dit was nou mooi. Dit was nou mooi. Hier is ek het nog so 3 vrae vir jou en dan ek kan nie glo ons tyd is al so vinnig verby nie. Dit voel so lekker om met jou net te chat en te hoor wat se kreatiewe denke in daai brein van jou aangaan. Met julle klank wat soos jy sê nou uniek is en soveel diverse style het en invloed. Is julle al selfs nog steeds besig om daai unieke musiekstyl neer te lê in die industrie? Maar wat voel jy of dink jy julle musiek se signature sound oor 'n paar jaar gaan wees? Dink jy dit gaan verander van wat dit nou klink of net bietjie meer mature? Ek dink dit gaan dis is 'n moeilike vraag want as ons besig is met skryf en met shows doen en ons speel en daar's altyd klein veranderinge wat ons maak in die proses. Die eerste show wat ons gedoen het hierdie jaar was ek dink in April en ons het nou net ons laaste show gedoen in die jaar, maar daar staan nou klaar nog 'n paar op die agenda. So die show nommer 1 en show nommer 30 wat ons gedoen het, dit is ook klaar dag en nag verskil, want ons maak klein veranderinge. Ons maak in die speelstyl en die klein melodies wat ons doen, ook maar net om dit nog 'n bietjie lekker vir ons te hou. So ek dink dit gaan mature. Maar ek dink die basis is nie soseer die klank nie. Maar ek dink die basis sal maar net die identiteit wees van die band. Dis maar net 'n klomp ouens van die dorp af wat dit maar net speel en dit sal altyd dieselfde bly. Die fondasie is daar. Ons gaan net gou nog ek gaan nie sê groot word of ouer word nie. Ons gaan net gou nog ervaring gaan bou en dan daarop bou. Nee, ek like dit baie. So gepraat nog ons van groot word en ouer word. As jy nou moes gaan en On My Way Back Home vir jonger Joshua moes speel,
nê? Jy gaan nou terug in tyd. Jy kan besluit, wil dit 5-jarige ene wees, wil dit 13 toe jy net begin het met musiek een wees. As jy dit nou vir hom moet gaan speel, watter raad sou jy aan hom gegee het oor die lewe en die musiek wat jy nou maak? Gaan net aan. Love it. Net aan. Moenie iemand probeer wees nie wat jy dink is cool of probeer die waarde te vind in wie jy is en maak dit net sterker elke dag. En ja, ek kan nie genoeg emphasis lê of sit nie op die idee om net jou eie persoonlikheid en jou eie groei as nommer 1 te sit. Dis beautiful vir my wat ook uitstaan is waar jy sê, vind jou waarde en maak dit sterker. I mean want dit is soos jy gesê het, daai fondasie wat 'n mens op moet bou. So, ek gaan jou weer eens op die spot sit, dis die laaste keer. En hierdie keer gaan ons nie praat oor brood nie, ek beloof. Ek mag dalk want ek weet nog steeds nie eintlik wat rym met brood nie. Maar anyway, as jy moet gaan en jy kon die wêreld verander. Soos jy het hierdie magic pen en papier en jy kan hierdie wêreld verander met een liedjie. Wat sou die eerste lyn wees van daardie liedjie en hoekom? Ons raak diep. Ons raak baie diep, ek sê vir jou. Ek probeer ook nie 'n sleg woord te sê nie. Ons het gesê ons gaan die wêreld verander vir die beter. Okay. Wees stil en luister vir mekaar. Wees stil en luister vir mekaar. Beter as dit kan ek regtig nie ons chat afsluit nie. Jy wat nou al klaar gesê julle word gevra vir sosiale media want mense wil weet waar julle is. Ek wil weet waar jy is. So waar is daai sosiale media? Het julle nou alles gekanker van 'n Facebook, 'n Instagram of 'n TikTok of is dit een platform beslag? Okay, ons is op TikTok, ons is op Instagram, YouTube, daar is nou iemand besig met 'n website vir ons bou, so dit gaan ook baie vinnig online wees. Maar ek dink die grootste is Instagram en Spotify. Okay, so as ons 'n bietjie meer van bietjie baie wil gaan hoor, sal ons jou kan vind, of julle kan vind everywhere. Verskriklik baie dankie vir die chat. Hoorie so, as jy weer met jou ma praat, sê vir ek het per ongeluk hier 'n boete gekry in Warmbad en as sy dalk vir my nog 'n hook-up daarso het, sal dit nog ons baie nice wees, want ek dink nie ek kan ooit weer gaan lounge in 'n Warmbad nie, want hulle gaan vir my fine en my kar wegvat. Maar verder as dit, hoop ek regtig dat jy vir Suid-Afrika mis en dat ons jou binnekort weer sien. En regtig, wanneer jy 'n draai maak, jy mag nie net in Warmbad en in Stellies gaan kuier nie. Jy gaan daai liedjie van Pretoria hier in Groot FM se studios kom skryf op my show. Amen. Ons gaan so maak. Daar sê. Nee, show verskriklik baie dankie. En ek speel ook uit met die song On My Way Back Home op Weekdae Vibes. Groot FM 90.5